vereenvoudigde diagram van 'n gelykstroom elektriese motor word getoon. Ons sien 'n permanente magneet met twee pole, suid links, noord regs. Hierdie magneet genereer 'n magneetveld. Ons sien ook 'n reghoekige draadspoel wat tussen die pole van die magneet geplaas is. Die spoel is in die horisontale posisie. Komponent A is 'n splitring kommutator. Splitring kommutators kom voor by gelykstroomgenerators en gelykstroom motors. En laastens sien ons ook 'n battery. So hierdie is 'n motor wat energie verbruik en nie 'n generator wat elektrisiteit opwek nie. Ons gaan dus die linkerhandreël gebruik en nie die regterhandreël nie. Skryf die naam van komponent A neer. Soos reeds genoem, A is 'n splitring kommutator. Tel die energieomskakeling wat in die motor plaasvind. In die geval van 'n motor word elektriese energie omgeskakel na meganiese energie. Die battery voorsien die elektriese energie wat daartoe lei dat die spoel roteer. In watter rigting sal die spoel draai? Dis 'n motor, so ons maak gebruik van die linkerhandreël. Jou wysvinger is van noord na suid. Die stroom vloei vanaf positief na negatief deur die borsel, splitring kommutator en dan jou middelvinger moet in die skerm inwys. Waantoe wys jou duim dan? Jou duim wys opwaarts. Met ander woorde, die rotasie gaan kloksgewys plaasvind. Noem twee veranderinge wat aan die motor gemaak kan word sodat die spoel vinniger sal draai. Eerste opsie, gebruik 'n sterker magneet. As die magneete sterker is, dan sal die magnetiese krag op die stroomdraande geleiers groter wees. Hierdie groter krag veroorsaak dat die spoel vinniger begin draai. Tweede opsie is om die stroomsterkte deur die spoel te verhoog. Hoe kan ons dit doen? Jy kan 'n battery met 'n hoër potensiaalverskil gebruik of dieselfde battery maar meer sulke batterye in serie. Aangesien die krag op die spoel regstreeks afhang van die stroom, sal 'n sterker stroom die draai-effek verhoog, wat weer lei tot 'n vinniger rotasie van die spoel. Derdens, vergroot die oppervlakte van die spoel. Wanneer die spoel 'n groter area het, beteken dit dat daar meer magnetiese vloedlyne deur die spoel gaan soos dit draai binne die magneetveld. Volgens elektromagnetiese beginsels sal hierdie toename in magnetiese vloed 'n groter elektriese krag veroorsaak, wat lei tot 'n sterker draaimoment op die spoel. Hierdie sterker krag help om die spoel vinniger te laat draai. Vierde opsie, vermeerder die aantal windings in die spoel. Hoe meer windings daar is, hoe meer totale magnetiese vloed word gesny wanneer die spoel draai. Dit verhoog die geïnduseerde elektromotoriese krag en lei tot 'n sterker magneetkrag op die spoel wat weer die spoed van die rotasie verhoog. Definieer die term wortelgemiddelde kwadraatstroom. Die wortelgemiddelde kwadraatstroom is die wisselstroom wat dieselfde hoeveelheid energie as 'n ekwivalente gelykstroom het. 'n Elektriese ketel en 'n broodrooster is gekoppel aan 'n wisselstroombron
met 'n WGK spanning van 220 volt. Die ammeter, verbindingsdrade en skakelaars S1 en S2 het weglaatbare weerstand. Wanneer skakelaar S1 gesluit en skakelaar S2 oop is die maksimum stroom deur die stroombaan 3,6 ampere. Bereken die wortel gemiddelde kwadraat stroom in die stroombaan. Nou, ons kan sê dat die wortel gemiddelde kwadraat stroom is gelyk aan die maksimum stroom gedeel deur wortel 2. En die maksimum stroom is 3,6 ampere. So dit is 3,6 gedeel deur wortel 2. En dit gee vir ons 2,55 ampere. Wanneer skakelaar S1 oop en skakelaar S2 gesluit is die wortel gemiddelde kwadraat stroom in die stroombaan 2,62 ampere. Bereken die energie wat in 2 minute deur die broodrooster verbruik word. So, ons kan die gemiddelde drywing bereken deur die wortel gemiddelde kwadraat spanning te vermenigvuldig met die wortel gemiddelde kwadraat stroom. En dit is met ander woorde 220 maal met die waarde van 2,62. En dit beteken die drywing is 576,4 watt. En nou wil ons die hoeveelheid energie bereken. En dit is maklik, want P is gelyk aan W op delta T. So W gaan gelyk wees aan P maal met delta T. En ek gaan net hier onder aangaan. So W is gelyk aan die drywing is 576,4 watt. Onthou watt joule per sekonde. Ons kort die tyd in sekondes. So dis maal 2 minute, maal met 60 sekondes per minuut. En dit gee vir ons 69.168 joule wat die energie is wat verbruik word deur die broodrooster in 2 minute.